baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak. Luister net na hierdie twee bekende verse. Genesis 3, vers 3. God het net gesê, dis Eva wat hier praat, God het net gesê, ons mag nie van die vrugte van die boom in die middel van die tuin eet nie, en ons mag dit nie aanraak nie, want dan sterf ons. En dan vers 6 van dieselfde Genesis 3. Toe besef die vrou, Eva wat nou net gepraat het, toe besef die vrou dat die boom se vrugte goed is om te eet en mooi om na te kyk en begeerlik omdat dit kennis kan gee. En sy het van sy vrugte gepluk en geëet. Twee teenstellings. Aan die een kant, vers 3 sê, Eva, God het gesê ons mag nie. Vers 6 pluk sy en sy eet en Adam eet ook. God is lewe. Uit God vloei daar lewe. God wil vir my en vir jou hierdie lewe wie hy is gee, soos wat ons dit lees in Johannes 10 vers 10, waar daar staan, hy gee vir ons die lewe in oorvloed. Nou daai lewe in oorvloed is nie net wanneer ons die dag nie meer op aarde is nie. Dit is nie net vir die ewige lewe nie. Daai lewe in oorvloed is ook hier en nou. Maar al wanneer ons daardie lewe in oorvloed wat God vir ons wil gee, ervaar, is wanneer ons in harmonie met God leef. Dis wat met Adam en Eva gebeur het voor die sondeval. Dit was letterlik paradys gewees. Alles was perfek gewees. Hulle het hierdie wonderlike verhouding tussen hulle en God gehad en die harmonie tussen hulle en God was verskriklik spesiaal. Dit was onverbeterlik goed gewees. Maar die oomblik toe Adam en Eva by 'n punt kom om te sê, ons stel ons wil bo God se wil, toe verbreek hulle die harmonie wat daar was tussen hulle en God. En die oomblik toe die harmonie verbreek word, toe kom daar skeiding, en die oomblik hoe verder jy dan nou weg beweeg van God af, God is lewe, uit God vloei daar lewe, so hoe verder jy wegdryf van God af, hoe meer beleef jy die dood. En dit is wat gebeur het, fisies, geestelik, emosioneel, ver van God beteken dood, jy ervaar die dood. Naby aan God, hoe nader aan God jy kom, hoe meer ervaar jy die lewe wat net God kan gee. Nou julle, dit sien ons in die elke dag se lewe. Mense, wanneer ons in harmonie met God leef, as God se wil ons lewe stuur, as ons nie net kennis neem van God se wil nie, maar ons maak dit ons eie, ons lewe daarvolgens, dan ervaar ons lewe. Ons ervaar dat ons vrede het, selfs al is omstandighede rof, want ons weet die vrede kom van die Here af. Daar's vrede tussen mense, want ons is geduldig met mekaar. Ons vergewe vir mekaar. Ons gee mekaar 'n tweede of 'n derde of 'n vyfde kans, want dis wat die Here vir ons leer. Die oomblik as ons God se wil nastreef, dan beleef ons harmonie met God en dit kring uit na ons hartsmense en eintlik maar almal rondom ons. Ongelukkig is die teendeel ook waar. Die oomblik as ek my wil bo God se wil stel, soos wat Adam en Eva gedoen het, dan verbreek ek die harmonie met God en ek ervaar dood. Ons sien dit, regerings wat teen mekaar in opstand is. Oorlog vind plaas, want God se wil word nie geken nie. Ons sien dat korrupsie word geleef, want God se wil is nie nommer 1 nie. Ons sien huwelike wat uit mekaar breek, want die mense wil is nommer 1. Ons sien boelie is alledaags in die lewe, want ons lewe nie volgens God se wil nie. Die oomblik as ek en jy smag na ware lewe, dan moet ons weet,
dan moet ons weer in harmonie met God leef. En die enigste manier wat dit gaan gebeur, is wanneer ek en jy God se wil nommer 1 in ons lewe stel. 'n Baie groot dankie aan die Smith Auto Group in Bloemfontein wat die lewe met 'n rede bediening help moontlik maak.